Hallo julle, ek wil vandag kyk na 'n trigonometrie grafiek wat in die vraestel van November 2024 was. En ek het spesifiek hierdie een gekies, omdat hier in vraag 7.4 ek dubbel of saamgestelde hoeke gaan gebruik. So, gewoonlik word grafieke in graad 11 gedoen. Daar is voorbeelde van ander grafieke in die graad 11 video's. So, as jy meer grafieke wil sien, kyk gerus daarna. Nou, die vraag gee vir my die grafiek van 'n tan-funksie, en jy kan hier duidelik sien, hier is my twee asymptote, want hulle het gewerk van minus 180 tot by plus 180. Ja, daar is 4 vrae, en tot by vraag 7.3 sou graad 11's ook kon antwoord. Nou gewoonlik sprei ek die vrae uit oor verskillende bladsye, so dit is wat ek ook hier gaan doen. Kom ons begin met vraag 7.1. Dit sê, skryf die vergelyking van die asymptote van f, of die asymptoot, daar's nie 'n meervoud nie, van f in die interval 0 tot 180 grade neer. So hulle wil nie hê dat ek na die hele interval moet kyk nie, ek moet net kyk van 0 grade tot 180 grade. Waar is my asymptoot? Nou ja, dis heel duidelik, hier is hy vir ons aangetoon. Nou onthou dat 'n asymptoot 'n reguit lyn is, en daarom moet jy 'n lynse vergelyking neerskryf, en nie 'n getal nie. So 'n vertikale lyn, soos wat hier die asymptoot is, se vergelyking is altyd x is gelyk aan 'n getalletjie, en die getalletjie is daar waar dit deur die x-as gaan. Goed, vraag 7.2. Skryf die waardes van x in die interval minus 180 tot by 0 neer, waarvoor f van x kleiner of gelyk aan 0 is. So as ek het f van x kleiner of gelyk aan 0, f van x beteken mos my y-waardes, kleiner of gelyk aan 0, beteken ek kan op die x-as wees vir die gelyk aan 0, of ek kan onder. So ek moet kyk, waar is my grafiek onder of op die x-as? Want dit is waar my y-waardes kleiner as 0 gaan wees. Nou ja, onthou ons is besig om te kyk net hier van minus 180 tot by 0, want dit is wat hulle vir ons gevra het. Nou, kleiner as is duidelik hier, okay, want hy's onder die x-as, maar ek moet ook kyk vir op die x-as, en ek is daar by 0 grade op die x-as, en ek is ook daar by minus 180 grade op die x-as. So my antwoord gaan wees, x is gelyk aan minus 180 grade of. Nou ja, vir hierdie gedeelte begin my x-waardes hier baie na aan minus 90, dan is x tussenin, en dit gaan aan tot by 0 grade. Ag, kyk nou, hoe skryf ek? Tot by 0 grade. En die 0 grade moet ingesluit wees, want dit is op die x-as. Maar die minus 90 kan ek nie insluit nie, want minus 90 gee vir my 'n asymptoot, x is gelyk aan minus 90 is 'n asymptoot, so x gaan nooit daar uitkom nie. Goed, vraag 7.3.2. Op die rooster wat in die antwoordboek verskaf is, teken die grafiek van g van x
is cos 2x plus 1 vir die interval minus 180 tot 180, so dis vir die hele interval daar, en toon duidelik die afsnitte met die asse, asook die koördinate van die draaipunte. Nou ek gaan net eers hier 'n bietjie skoon maak. Ek wil ook hierdie 2 vrae wat ons klaar beantwoord het uitskuif, sodat ek plek het. Ok, 7.3.1 sê vir my skryf die periode van G neer, en daar is G nou cos van 2x, so die hoek is met 2 vermenigvuldig. Dit beteken die normale kosperiode wat 360 grade is, moet deur 2 gedeel word, en dit gee vir my 180 grade. Dan vir die skets wat ek moet maak, goed, ek gaan nie die antwoordboek gebruik nie, ek gaan hom op daai grafiek teken wat hulle vir ons gegee het, en hulle vra vir die grafiek van cos 2x plus 1 en die interval. Goed, ek gaan daarie ook uitskei, want ons weet nou wat ons moet teken. Ons moet die grafiek teken van y is gelyk aan cos 2x plus 1. En ek weet dat my amplitude gaan verander. So gewoonlik vir 'n kosgrafiek het jy net 90 grade, wel 0 grade, 90, 180, 270 en 360 grade. Maar omdat my hoek nou met 2 gemaal is, gaan almal dubbel so vinnig gebeur. So ek sal moet kyk wat gebeur hier, halfpad tussen die punte. So ek gaan die grafiek met 'n rekenaartjie teken, die tabel gebruik op die rekenaartjie, maar wanneer jy jou step kies, sal jy moet 45 grade kies, anders gaan jy nie al jou draaipunte en jou nulpunte, jou punte op die x-as kry nie. So, ek het dit eintlik reeds gedoen, en ek gaan dit net vir ons intrek, daar is dit, en dan kan ons dit saam plot. So hier by minus 180 grade moet my y-waarde 2 wees, so ek gaan op met 2 eenhede, laat ek net sien, dis ongeveer daar, dit is nou maar bietjie moeilik om hier op die skerm te skat. By minus 135, so daar by minus 135 grade, is my waarde 1, en dit gaan op die tangrafiek lê. By minus 90 is dit 0, by minus 45, so hier is minus 45, daar gaan my waarde 1 wees. By 0 grade gaan dit 2 wees. By 45 grade hier gaan dit weer 1 wees. En by 90 gaan dit 0 wees. 135 gaan dit weer 1 wees, en by 180 gaan ek weer op na 2 toe. En dan moet ek nou maar net die punte verbind. So, onthou dis gerond, ek gaan maar best probeer hier, oeps, daai een moet by 2 wees, kom ek kry net weer 'n pen. Verbind hulle, gaan daar deur. So hierdie is my grafiek van G. En my eindpunte is hier by 180 grade, en my y-waarde daar is 2, en hier was dit by minus 180 grade,
en my eindwaarde, my y-waarde was ook 2. Soos jy kan sien, het ons al die draaipunte, want dit is reeds minus 90 neergeskryf, daarin is op die y-as, so dit is ons grafiek, en ons het aangetoon wat hulle gevra het, die afsnitte met die asse en alles is daar. So nou gaan ons na vraag 7.4 toe. Nou hier op hierdie bladsy het ek nou klaar die sketsie geteken, sodat ons dit kan gebruik. Vraag 7.4 sê, gebruik die grafieke om die algemene oplossing van 2 cos tot die mag 3x min sin x is gelyk aan 0 te bepaal. Nou ja, ek wil hierdie grafieke gebruik. So hier is my vergelyking van die grafieke. Op 'n manier moet ek hierdie herskryf sodat ek 'n tan x het en 'n cos van 2x. Nou as jy gaan en jy deel die hele vergelyking deur cos x, aan die regterkant gaan dit nog steeds 0 wees, dan kry jy 2 cos kwadraat x minus tan x is gelyk aan 0. En ek gaan die minus tan x na die regterkant toe vat, dan kry ek plus tan x. En nou moet ek 'n plan maak, want ek moet nog steeds uitkom by cos van 2x. Maar jy weet mos dat cos van 2x gelyk is aan 2 cos kwadraat x min 1. So as ek net 1 hier aan die linkerkant gaan aftrek, dan kan ek dit verander na cos van 2x. Maar natuurlik kan ek dit nie net links doen nie. Ek moet dit aan die regterkant ook doen. Hierdie gee nou vir my cos van 2x. En daardie kant het ek tan x min 1. En dan as jy weer na jou grafiek kyk, hulle wou gehad het cos 2x plus 1, so ek gaan hierdie min 1 oorbeweeg en dan kry ek cos van 2x plus 1 is gelyk aan tan van x. So dit is wat ons moet oplos, ons moet 'n algemene oplossing daarvoor vind. En hierdie grafiek, dit wat ek links het, is g van x, en dit wat ek regs het, is f van x. So waar is die twee grafieke gelyk? Hulle is gelyk hier en daar. En hierdie waarde weet ons is 45 grade, want tan van 45 grade is 1, en toe ons die grafiek geskets het, het ons gesien dat cos van 2 maal 45 grade plus 1 ook 1 is. So, ek het reeds een oplossing daar. Ek wil net hier uitvee, dan gaan ek my oplossing daar neerskryf. So my x kan wees 45 grade, maar hulle vra 'n algemene oplossing. So wat gaan ek bytel om die volgende oplossing te kry? Nou jy sien, die grafiek herhaal homself. Hierdie wat ek nou na kyk, kom ons highlight dit. Hierdie deel en hierdie deel is 'n herhaling van mekaar. En van minus 135 tot by 45 grade is presies 180 grade. Daarom gaan ek bytel k maal 180 grade, waar k enige heelgetal kan wees.